Sê my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. So die een ding wat ons moet doen wanneer ons versoeking of deur beproewing gaan, so die 53 soos moet dit 'n loutere vreugde ag. So toe hierdie vraag gestuur is, dit was die eerste gedagte hoe ons moet optree wanneer ons deur beproewing gaan. Dit was my eerste gedagte gewees wat my opgekom het, ons moet dit 'n loutere vreugde ag. Hoekom? Ek dink vir wêreldse mense maak dit nie sin nie, want hulle besef nie God se plan met ons nie. So dit is vir hulle dalk bietjie snaaks, maar vir ons as kinders van God besef ons, omdat ons al deur beproewinge gegaan het, en ons kyk terug, dan sien ons God se hand daaroor, ons sien hoe ons geestelik gegroei het, ons sien wat ons daaruit geleer het, en ons leer om te volhard, en ons leer om geestelik te groei tot volwassenheid, en ek dink dit is hoekom ons dit 'n louter vreugde moet ag, elke keer wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, want ons weet ons gaan aan die ander kant sterker uitkom. Nie net dit nie, ek sê, ons almal moet 'n woestynondervinding hê, soos met Jesus Christus. En in die woord sê die Heilige Gees het Jesus Christus in die woestyn ingeneem. Daar was hy in beproewing, daar was hy in versoeking, daar het hy liggaamlik honger gehad, dors gehad. So, ewen Jesus Christus moes deur daardie beproewing gegaan het, om dan die oorwinning te kan gee, en wat vir my en jou dan die sleutelposisie gee. Want jy weet, as Jesus die oorwinning gekry het die oorwinning oor die dood, die oorwinning oor die lewe, dan weet ek mos wie ek is in Christus. En dit gee my daardie standvastigheid. Dit gee my daardie hoop in stryd. En ek wil vir jou, en dit sluit so mooi aan Jakobus, dit lyk my Jakobus is een van die sleutel teksversies, of hoofstukke, of boeke in die Bybel, wat hy vir ons die volgende sê, Jakobus 4 vers 7, ontwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle af wegvat. Met ander woorde, in hierdie beproewing, hierdie swaar kry, wat doen baie mense? Eerste vraag wat hulle vra, hoekom straf God my? Ja. Kom ons wees vanaand baie eerlik, wanneer het swaar gaan, wanneer ek, en ons het so mooi getuienis Sondag in die gemeente gehad oor Johan, en daai stryd wat hy was, en onmiddellik toe hy God se aangesig soek met alles, wat doen God? God gee hom daardie opening, daardie geleentheid, en hy het so mooi kom getuig. Wat het gebeur? Sy geloof is in Christus versterk. Met ander woorde, hy het gekom en hy het gesê, ek kan niks doen nie, maar ek weet, hy het hom onderwerp aan God en God se gesag. Wat het God gedoen? God het uitkoms gestuur. God